naam hoor elke naam. Daar is nie ons gesê. Ons het nou gesing Abba Vader. Hoekom staan dit Abba Vader? Het jy al nooit gedink hoekom? In tye van nood, sê ek vir jou op my rug, ek gaan jou deurdra. Maak nie saak wat jy dat ons kom nie. Ek is daar vir jou. Maar hoe dit van ons van dit aan? Hoe dit van ons so dit weg? Dat dan ons self van maar hierdie Abba Vader wat ek ken, hy staan vir elke kind. Nie net in tye van krisis, maar in tye van elke kind. Sy altyd daar. Geliefdes, afkondigings vir die week, Woensdag, volgende van Jesus Christus is 'n bietjie toegemaak. Hy is gesluit, bid hier die raad, baie van jeugdienste is ook gesluit. Pastoor Manna sê hulle so op hoogte met die versalvinge. Geliefdes, Sondagoggend erediens, kom op, Sondagoggend evangelisasiediens, kom op geliefdes. Moenie julle dienste misloop nie. Dis 'n vakansietyd. God is nooit op vakansie. Hy is 24 ure 'n dag. Is hy en wanneer ek met die lekkerste wind is hier in die nag, en al ons so lekker slaap, dan praat hy soms so duidelik met God. Jy kan dit nie glo nie, duideliker as duidelik. Geliefdes, kom op na die dienste, moet dit nie misloop nie. Donderdag, altyd, Mariska, Vrydag, maar die dien stop, en ons is hier. Kom ons sing God. Kom ons saam met sing.
hoe groot jou probleem is. Dit maak op die saak, wat is jou probleem? Die koning van die konings, hy is daar. Hy wil. Hy wil jou. Hy wil aan jou voorsien. Hy wil jou geestig versterk. Maar hoeveel van ons sê, ja, Here, kom. Versterk nie. Hoeveel van ons sê, Here, kom. Gebruik my as 'n instrument in die hand. As ek so kyk, en ek loop so in die straat, dan sien ek hoeveel mense is honger en bors. Maar waar is die kinders van God wat moet uitreik na hulle? Waar is hulle? Dan sien ek van die kinders van die Here, dan sien ek hulle daar in die straat. Dan lyk hy net soos die mens gaan werk. In plaas van dat sy lig moet skyn, dan gaan sy lig toe. Want hy raak nie soos werk. Liefdes ek raak baie bekommerd. Ek kan nie slaap in die nacht nie. Ek word nou net met 'n persoon wat beroep. Dit is die gemeente. En van God. Ek hoor te bereer dit. Wie van ons pastoor hier is van die kruis respek met God. Ons is net 'n kort net hier op die aarde. Dis net 'n geleentheid dat ons hier is. Dat gaan ons opvaar. Kom ons gebruik hierdie verleende tyd wat ons nog op hierdie aarde het, om God werklik te loop en werklik te doen dit wat hy van ons verwag, sodat hy hierdie rotse uit ons paaie uit kan pak. Jy weet die duiwel is baie lustig. Satan is die lustigste mens wat daar is. En die ding is ook honger. En waar staan hy toe op kinders van die Here? Wat nie ore het nie. Geliefdes, ek hou van voorbeelde. Ek was nou eers gister hier hulle noem maar pastoor Amanda. Sy sê toe vir my nie, haar klas staan op, ek sê nee, kom ons wat in jou klas doen. Nee, ek sê goed, ons sit, kom ek aan. Want dit was spijsers om alles wat verander word, ons rek, ek sê, maar oké, ek kom Saterdag môre kom. Saterdag môre kom ek daar, kursus nie daar nie, huis kom. Ek sê vir haar, David, pastoor Amanda, laat weet my, of bel my, of stuur 'n boodskap, dan sal dit gou kom as Christus gesit om dit te doen. Dis reg. Ek ry uit van huis toe, ek begin te werk. Geliefdes, ek het dit my wat dit. Kleinste kamertjie in my huis. Hy het die meeste krag, ek kan dit nie glo nie. En die duiwel is nie daar gesê nog 'n krag. En hy sê vir my vandag, dit is seker dat ons weer dat is vol graag, maar die Satan is besig om te werk. Maar nee, nie kuis. Later ek sê my vrou, joh, met die Chris, hoe vir die hele dag. Dan het ek hoor wat genoeg. Sy nou, o nee, ek het nou my rotseer gemaak. Ek van wat skyn daar? Kind van God, weet jy wat? Die Bybel het al gesê, gaan doen jy dit. 'n vrou kan nie aan ons werk. Dit is goed vir hom. Die man gaan wel 'n vrou se werk, maar die vrou kan nie aan ons werk.
Maar so praat die duiwel in almal se oor. En wanneer jy klaar sien gekry, dan sê hy, daar is dit. Here help my. Maar toe die Here jou wil help, en niemand jou pad kan sê, toe jy slim. Want die Satan maak jou slim. En dit gaan nie net in eens in sy lewe so, dit gaan ons almal se lewe so. My lewe is niks meer. Die Satan besoek jou elke dag. Dag per dag. Ik kan me niet precies op doen, het was onderweg nacht. Ik is stam, ik is gedaan. Van weten. Wie weet nou nog? Ik zie die net de wet teruggegaan in die Nederland tussen wat. En ik ruil met op weer slapen en ik kan niet slapen. Ik slaap toe op, ik is het al aan niet opkomen. Begin te bid. Kind van God. Die duivel wil jou ook wakker maak. En na baie nag sê hy almal van 'n snaakse ding in jou pad. Sodat jy moet begin twyfel in God. Hoor wat ek vir julle vandag sê. Hy stuur baie dinge in jou pad ons sodat jy die krag van God moet beloon. Hoor dit is van God. Die duivel is lustig in hierdie laaste dae. Hy pak na daar in Romeine 16. Die Bybelskrif. Die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. Geliefde sonde. Lê op 'n blik vir jou. Jy kan jy hoef hom eers te besoek. Hy is net daar. Hy is net daar. Kind van God, en dit is waar almal van ons 'n probleem het. Omrede die sonde so maklik bekombaar is, vergeet ons van die skat wat God vir ons belê het. Want die sonde is baie makliker bekombaar. Geliefdes, ek praat nou nog met mense, ek sê, kom dien jy met die Here, nee, maar is nood om die Here te doen. En van God weet nie wat. Hulle het nog nie reg gegeven. Hulle het nog nie werkelijk oorgawe gegeen. Hulle het nog nie werkelijk oorgawe gegeen. Want as jy 'n kind van die Here is en die Heilige Gees in jou woonagtig, kan jy glimlag elke dag, dag vir dag, dag en dag uit. Daar is soveel mense wat sê, nee, dit is lekkerder om in die wêreld te wees. Ek dink hulle praat van hierdie wat moet hulle hierdie wat die jive wat. Die boog van nie aan, dan hoor jy daai musiek op die baan in die nag in. En toch, dis gaan lekker nie. Dis gaan lekker nie. Dis baie lekker om 'n kind van die Here te wees. Ons moet nie laat sak aan ons besluit nie. Hoeveel mense word wakker, dat hulle al ingespuit, die volgende dag gebruik hy drugs. Raai tot dat hulle op 'n trip sit voor. Ek weet nie wat is dit. Ek nog nooit drugs gebruik, ek het nog nooit dag geloop, so ek kan nie weet. Maar glo my, ek wil hulle sê, dit sit jy op 'n trip. Kind van God, ons moet wakker word. Die duivel is besig om oral toe te neem dit wat die Here vir ons is. Ek sê my broer, ons lewe in 'n tyd dat jy kan sê, daai is jou broer, daai is jou suster. Die laaste tye, wat die woord van God van praat,
is werklik besig om nou sy plek te vat in die wêreld van die samelewing. Die woord sê hierso, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nie stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Die dag toe die hart van die Here gegee. Moet jy sê, Here, kom U in my lewe. Verander U my gedagtes gange. En as ek werklik jou aangeraak het, dan gaan jy dit weet. Baie mense bars uit in trane. Baie mense begin te bewe. Baie mense se hare rys. Baie mense val net om. Maar het jy daai ervaring al gehad? Het jy werklik in jou lewe gekom wat dit verander het? Is hy werklik besig om jou lewe vir jou te lei? Of is hy besig dat die Satan dit moet lei? Geliefdes, ons moet oppas. Ek het weer die ervaring hier gehad, van iemand wat sê, nee, hulle is 'n kind van die Here, en die Here sê so, en die Here sê so. Maar hulle kom dan weer hulle oor uitgesaak. Oppas. Oppas vir die valsheid. Oppas. Geliefdes, ek sê hoe te keer vir mense. Alvorens jy vir iemand iets sê, of voordat jy iemand 'n daad gaan doen, maak seker dat jy luister na die regte stem. As ek nou luister na die regte stem, dan sê ek al lang oor. Maar ons sê baie lelike dinge, maar elke keer maak ek seker. Sê ek, Here, is dit? In die nag of as in my wakker word, dan sê ek, Here, is dit U? Of is dit die vyand wat my weer aanval? Want ons moet waaksaam word. Die woord van God sê, wees waaksaam. Bid dag en nag, sodat die Satan nie oorlog kan kry nie. Geliefdes, jy word nie sommer net wakker hier in die nag. Jy word nie sommer net wakker nie. God wil hê jy moet aandoen. God wil iets in jou lewe vir jou doen. Hy wil jou lewe verander. Hy wil jou noem wat wat op die biermaak optel. Jy het die geliefdes, ek het volgende te sê, ek is in Bandie toe, was ek in baie lewe grondstad gewees. Aan die kerk was ook nie so baie mooi gewees nie, ek ook nie. Want my daar opgetel as 'n leier, maar deur wat Pretoria doen, helikopter. En ek het nie van dit geweet nie. My vrou was in die hospitaal gewees, en sy is gebring van daar uit, en ek kyk aan my, en ek was vir 14 dae was daar in die ICU, waarop ons gereken het, dat ek is eindelijk maar net een body wat al vlees. Maar die Here het gekom en hy haal die body en hom so gevat. Hy het hom so gerangskik, en die dokters was so dom om te sê, dat ek gaan 5 jaar lewe, en ek van blijf. Ek dink is 35 jaar al. Ek is nie so met sommetjies. Wat ek nou al lewe, wat ek nie afgeserf het nie, want God het 'n doel in my lewe. As God nie 'n doel gehad het nie, dan was ek seker van doen. Maar die God wat ek dien het 'n doel gehad. Wat al net sy doel is, weet ek nie. Maar ek sal sy diens bly. Tot die dag wat ek met op hier lê. Sal ek in sy diens bly. Satan het nie bly vir my. Ek is nie vir die man wat ek doen. Die man het my
en die baie dinge gevat. Die baie dinge. Ons is saam met hom begrawe deur die doop en die dood. Wat sê jy? Ons is saam met hom begrawe deur die doop en die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Kind van God. Goed. Ek is wat my in die lewe van God. Die dag toe jy daar gedoop is, het jy alles nagelaat. Boem. Allerlei onverskillike plekke, grieskolle, alles het jy daar nagelaat. Jy het opgestaan as 'n skoon kind van God. En jy is gevul met sy liefde, sy krag, sy werking van die Heilige Gees in jou. Maar jy is verplig om hom lewend te hou in die woord van God. Dit help jy kom met daai water en jy vat die woord van God, jy sal hom aanneem, jy maak hom weer oop, dit is mooie werke. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Geliefdes, Jesus het geen sonde gehad. En wat lekker is, dit wat hy vir ons pas gepen het in die woord. As jy gaan lees aan Mattheus, tot by Johannes, sal jy lees en sal jy leer van dit wat Jesus ons geleer het, wat ons kan doen op hierdie aarde. Nou sê baie mense, hierdie boek is 'n storie. Baie mense sê, ons aanbid die Bybel. Kind van God, ek kan bid met God, vir wie ek lief is. Die een, van wie ons praat in hierdie boek. Die een, wat ons die regterby geweer wys. Jesus sê, dit wat hy vir ons gedoen het, om gewys het hier Mattheus, waar is Johannes, kom Johannes, dit kan ons doen en soveel meer. As ons net in sy wil beweeg, daar is twee paaie, 'n breë pad en 'n lang pad. As jy op die breë pad is, jy op pad hel toe. As jy op my skoolpaadjie is, met al die dorings en litsels en al daai dinge, dan jy weet, jy is op die regte pad. Maar die pad, wat 'n klein pad oploop, is nie maklik. Die aanslag wat jy kry, is nie maklik nie. Geliefdes, vers 17, waarom staan God, dat die loopdienstknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Ek sê ons leer. Geliefdes, julle ken nie my leer nie. Ek wil net nog so 2 dinge sê. My vrou die Here het hulle 10 jaar voor my gedoen.
Maar ek het die duiwel hier in deur geweet. Maar gelukkig ek het nie draaks gebruik of dag gaan geloof of daai nie. Ek was net alkoholus. En ek het nog geraak met water gekom. So gedink dat ek weet nie of ek kom of kan nie. En ek raak op bed gaan lê, ek het so gerap gebewe. Dat ek gedink het is op pad om uit te leef. My vrou laat dit my maal en ek kom en ek weet die pastoor, hy kom. Geliefdes, as hy 1 en 2 die nacht, kom die pastoor daar aan, begin deel met hulle, praat met hulle, bid en hy sê hulle deel met hulle. So ons is 'n torp om mekaar na hulle toe. Ek sal dit nooit vergeet nie. Pastoor daar met van hulle sprak en hy sê vir my, kom, ons gaan om die huis loop. Ek sê, maar kan nie loop nie. Ek sê, nee, gaan loop. Al sleep ek nie, gaan loop. We gaan ons om die huis loop. Hy sê, kan jy loop? Ek sê, wat moet ek loop? Hoe moet ek loop? Dan loop ons, probeer ek op dat soos wat hy het aanvang, ons kom goed, ons kom die huis in. Kan nog loop. Die Here kan jou onderhoud. Al is jy nog onderhoud. Ek, liefde, ek het verkoop, ja. Ek nie koolbrood gedrink, water gedrink, koffie gedrink. Dit wat ek drink was altyd. Van die moeder tot die ander. 4 uur daai op. Die man word ek wakker. En ek vat die bommel en ek hom opmaak. En so al was ek ons het nie sê van verder doen. Ek gaan weg. Ek staan op. Ek loop by die deur uit. Ek tot 'n glas met my bons en ek tot bring. Kon ek hom ondersteun. Dit is die krag en die genade van ons. En dit wat hy vir my gedoen het, kan hy vir elkeen van ons doen. As ons hom in ons doen. Die krag wat ons Vader het, is onverdadig. Jy sal dit nooit besef. Ek hoef my van koffie maak, weet ek nie hoe koffie maak. Die weet ek nie gooi die water in die ketel, ons het nie drink aan. En dan sit in die beker daar, ek het nie geweet hoe die koffie en seker op neem. Maar kind van God, die Here aan elke van ons vraag. Maak nie saak wat se toestand jy is nie, hy wil jou daar uithaal. Hy wil vir jou 'n nuwe mens maak, maar jy moet dit toelaat in jou lewe. Hier van my hierdie bos. Dat is al die seelbom. Maar geliefdes, ons moet toelaat dat Jesus werklik dit kan verander in my lewe. Hy wil baie graag doen, maar baie van ons wil nie. Baie van ons wil nie. Weet ek ry hierdie week. Die hele soort is dat in elke van sy net voor het thuis! Dan skurf ek maar op so dood dat ek die kar wil, maar ag ek los al. Dan op die ouers waar recht voor my. Of, dis familie wat voor my wil in. Geliefdes, die duivel is lustig, want hy beweeg in die laaste dag, en as ek begin het spook en skillend die kere gaan, wat doen ek? Ek wil hom God. En dan kan ek nou opkijk, hy sal daar met traan sien, want ek sal het doen. Kom ons, leer, om God om te leer te staan. Ek weet dit is altyd makkelijker te was tyd. Maar geloof my, die God wat ek nie geef jou vraag.
Ek sê vir my vrou, man, ek weet nie hoe kom stres en ek weet nie hoe kom baie. Hulle gaan my nie staan meer en ek gaan hulle opgestaan. Die Here sal my gaarstop voor hulle staan. Regtig. Ek kom hier by jou wat by jou. Ek gaan dop. Hier kom hier op sommige woorde so. Ek sê, weet jy, my vrou sê, ek sê, wat is dit, ons het mekaar nie verstaan nie. Ja, meneer, ek sê, ons man, Here seel. Seel. Hoekom? Moet ek my vrou doen weer? Hoekom? Hy het het is genoeg bewoog om te stop. Dis die Here wat ek doen. Kom ons beweeg in sy krag. Kom ons beweeg in sy liefde. Geliefdes, ek gaan nie verder werk. Ek wil net vanavond doen, nee. Daar is jong op. Daar is net een wat jy werkelijk het in die school. En weer het is lekker om werkelijk die Here te dien. Ek weet nie hoeveel mense sê dit is so lekker. Wie wanneer is het lekker? As wanneer ek by 'n noodtyd kom en die Here kom en help my. Dit is wanneer die werklikheid waar die krag en die genade en die liefde van ons kom. En ek wil dit net vir my doen. Ek wil dit vir julle doen. Ek ry. Dat baie nog met pad om ons kom. Hoor ek wat al die ander tyd kom kan op reg om af. En ek sê, Here, help my. Maar dis al wat ek kan sê. Dat wag ek vir die slag. En my oor toegemaak, en probeer te verby. Ek maak my oor toe. Maar daar was al weer slag. En ek kyk maar, waar is die kar? Is die kar weg? Maar daar was twee mense daar voor Kerel aan by die kerk. En dan sê ek my, nee, hulle weet wat gebeur. Maar hy daar. Het iemand gehad om skool op het hulle dan weer is. Dis die God wat ek dien. Hulle moes het sien sodat hulle oor kan opgaan. Dis die God wat ek dien is. Hy sê net die God wat daar wil wees sien. Hy sê, hy wil jou help, hy wil jou beter. Hy wil jou genees. Al wat ek vraag, dien my en vol my. Wanneer ek jou gebruik, wees daar genoeg, sodat ek amen kan bereik. As die Here jou in die nag wakker maak, en sy gaan uit, gaan bid, vir pastoor Amanda, neem die band te wees, vir die vyand heen, gaan, God sal jou beskerm, want hy stuur jou uit. As al hoeveel stenen voet om jou, wat jou in die lewe wil bring, God sal jou weerdra. Hy sê dit in die woord. Hy sê dit in sy woord. Ek sal jou weerdra. Ek sal jou weerdra. Geliefdes, kom, ons dien die Here, soos hy dit net op ons sê. Moenie bang wees vir die saak. Moenie. Beslag nie sy gedagtes. Beslag nie sy werking. Hy doen dit so makkelijk en so lekker in jou gedagtes. Want dit die oorlede is van die Here. Die Here het gesê, die ek gaan hierdie doen ons op. Dis Satan, man. Want Satan is lief om die kinders van die Here aan te val om hulle te breek. Want dit is sy doel en sy werk nie op aarde. Weet jy wat? Sy denkie is op net so kom. Dankie Here daarvoor. Sy denkie is op net so kom. Ons is bezig om in haar harte in te gaan. Want hy gaan verbrand. En ek sê dankie. Geliefdes, my vader sê nie baie dankie Here. My vader dankie vir die woord. Maar my vader wees met elke broer en elke suster. Elke kind by God. Ek vraag jy vanavond my vader tel dat hy elke
Here, die wat swak voel vanaand, die wat behoeftig is vanaand, staan by jou op swak vanaand, die wat ook pyn het, staan by hulle swak, die wat finansies voorsien het, voedsel voorsien het. Ek weet nie, die Here is die enige wat van ons voorsien. Ons hoef nie te vrees nie, want die is al reeds daar om vir ons te gee. Ek keer in die dankie daarvoor. En die liefelike naam van Jesus. Hy wil in die liefdes kom ons staan. Dan gaan ons die naam van die Here groot maak. Ek het hier by hom. En die ons was hier, as jy toe opmaak, is dit 'n voer. Hierdie ding is die ondergang van baie kinders van die Here. En ek doen vanaand 'n beroep. Wanneer ons weer dienste, as op my daardie deur aankom, kom ons maar die ding se weg. Kom ons sit die ding weg. Dit is 'n duiwelskassie. Hulle het net om 'n beter lampie gekry as selfoon. Want die duiwel werk met die ding. En hy werk deur die ding. En hy tats kindertjies op breins aan. Geliefdes,
'n 2-jarige kindjie drink beter as ek. Wat sê dit nou? Dis 'n regte duiwelse kas. Wil ek kom ons laat doen hoor. Ons sal sê. Maak op plek. Vader, in die naam van Jesus sê ons vir baie dankie, Here, vir die geleentheid wat ons het vanaand gehad het, om na u woord te kom luister, Here. Dankie, Here, dat u woord vir ons waarsku en sê dat ons moenie laat die sonde heers in ons liggaam nie. Here Jesus, en daarom het ons u nodig, ons die Heilige Gees nodig, ons het broers en susters wat ons intree nodig, Here, want sonder u hulp kan ons nie aangaan nie. Ons vra, Here, dankie vir u woord en ook vanoggend se nagmaal waar die mense kon aan deelneem, Here. Here, ek bid dat julle sal krag gee en genade gee om hierdie week deur te gaan met allerlei versoekings wat op ons pad gaan kom, Here. Maar dankie, Here, dat u vir ons die oorwinning gee en ons prys die wonderlike naam. Bid ook, Here, dat u ons sal veilig lei na ons huise toe en dat u ons sal bewaar waar ek sien baie mense is op vakansie, hulle is besig om weg te gaan. Here, gee hulle daai rus en genade, Here, dat hulle weer kan terugkom met nuwe moed en krag. Here, om te bewaar ons dorp, Here, teen aanvalle van die vyand, steel en plunder en verwoes, Here. Maar ons vra, Here, dat die genade sal deurkom, dat u ook hulle siele sal red, en dat hulle ook sal weet, Here, u is die God van die Alpha en die Omega, die begin en einde. Dankie, Here, seën ons vanaand, waar ons huis toe gaan in Jesus naam. Amen. Dus de liefde van God, die troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, dus we hebben elke van ons te gaan lezen, die wordt gesteund. Allemaal wat het grootste is aan de hand.